Moet nooit jou regte wegteken by 'n handelaar nie. Daar is baie maniere om jou as kliënt vas te maak en al jou regte weg te neem, selfs die van 'n prokureur. Die oomblik wat dit gebeur, kan nie eers die Verbruikersbeskermingswet jou beskerm nie. In vandag se masterclass episode gaan ek jou presies wys waarna om te kyk en te leer om jouself te beskerm. Verder gaan jy leer hoe om te besluit wie is die handelaar waar jy met gemak 'n voertuig kan koop. Ook die belangrikste faktore wat jy moet oorweeg voordat jy 'n gebruikte motor by 'n handelaar koop. Ons kry gereeld die storie. Ek het 'n motor by 'n handelaar of 'n veilingsplatform gekoop en nou, 'n paar dae later, is die voertuig stikkend en onbruikbaar en hulle stel nie meer belang in my nie. Die tekendokumentasie wat die wet of verbruikersbeskerming uitsluit, sodat daar letterlik niks is wat u of die prokureur kan doen aan die situasie waarin u verkeer nie. As dit gebeur met 'n jong persoon wat sy of haar eerste voertuig koop en onervare is, voel dit soos 'n ramp. En as dit gebeur met 'n bejaarde wat hulle hele pensioen gebruik het, hulle hele lewe lank gewerk het om hulle laaste motor te koop, nog 'n groter tragedie. In alle gevalle is hierdie iets wat 'n nare smaak in enige persoon se mond los. In die volgende paar minute gaan ek aandag gee aan die maniere hoe jy jouself kan beskerm en hoe om die handelaar te kies waarmee jy sake gaan doen, sodat wanneer daar iets met die voertuig gebeur, jy beskerm is. Daar is nie plek om weggewys te word nie. Daar moet nie eers sprake wees van die ombud nie. Al hierdie kan maande neem om afgehandel te word. En dit alles terwyl jy in jou gesin sonder 'n voertuig sit. Doen asseblief jou huiswerk. Alle handelaars word vandag aanlyn blootgestel en dit plaas bitter baie krag in jou die verbruiker se hande. En dit is waar ons gaan begin. Maak seker dat u die aanlyn reputasie van die handelaar of die handelaarsgroep op ten minste 3 aanlyn platforms ondersoek het. Die top 3 wat ek gaan aanbeveel is Hello Peter, Google Reviews en Facebook Reviews. Die belangrikste dinge om hierna te kyk is natuurlik die algehele telling en die frekwensie van geplaaste resensies. Asook die reaksie van die handelaar terug na die kliënt. 'n Kliënt gaan kla eers nadat hy of sy so gefrustreerd is dat hulle nie hulp van die personeel ontvang het nie. Gewoonlik dan raak bestuur eers betrokke en die handelaar 'n duidelike poging aanwend om die situasie op te los en nie net die klagte te ignoreer nie. Merk ook vir antwoorde soos, ons keer binnekort terug na u. Hierdie is ongelooflik belangrik. Daar's duisende handelaars met duisende motors. As die reputasie van die handelaar wat u gekies het sleg is, dink aan die besparing van 10.000 of 20.000 wat u gemaak het om by hulle te koop. As die motor onklaar raak en nie aangesê word om na die ombud toe te gaan, dis nooit die moeite werd nie. Gaan eerder na die handelaar wat 'n jarelange verhouding met u en die gesin sal skep. 'n Handelaar wat bereid is om aandag aan die behoeftes te gee. Een wat bereid is om steeds 'n verhouding te hê, al het daar fout gegaan met die voertuig. Daar's honderde groot handelaars wat dinge op die regte manier doen. Maar wees baie selektief. Want die koop van 'n motor is die tweede grootste aankope wat ons almal doen. Moet nooit op slegs die prys jou keuse baseer nie. Laastens, as jy aanlyn koop by 'n veiling of waar jy teenwoordig is, sluit dit u outomaties uit om terug te kan gaan na die afslaer of handelaar. Dit word gesien as voetstoots en verkoop sonder enige waarborge. So ook kan die Verbruikersbeskermingswet nie beskerm nie. Wees bewus van die regte en die beperkings by die koop van die voertuie. Doen eerder die huiswerk en koop by handelaars met uitstekende kliëntediens en 'n goeie reputasie. Ek hoop hierdie inligting kan jou help en eerstens veilig hou. As jy hierdie episode geniet het en jy voel dat dit u vriende en familie
waarde daaruit kan put, deel dit met hulle. Klik ook op die intekeningsknoppie, sowel as die kennisgewing klokkie, om ons nuutste masterclass episode eerste te kry. Vriendelike groete.